Goeiedag en welkom by nog 'n regstreekse gesprek met Marula Media. My naam is Paul Marits en saam met my paneel van Jaco Kleinhans en Roland Henwood gaan ons vandag praat oor hierdie tema, die FSA-verkiesing. Hoekom met Suid-Afrikaners omgee? Nou weet ons dat ons eerskomende Dinsdag om presies te wees, 'n verkiesing in Amerika gaan sien. Ons gaan teen Woensdagoggend Suid-Afrikaanse tyd 'n goeie idee hê van hoe die verkiesingsuitslae lyk. En die vraag is, sal president Donald Trump van die Republikeinse party daarin slaag om die demokratiese presidentskandidaat Joe Biden te klop vir 'n tweede termyn in die Withuis? En nog belangriker, wat hou dit vir Suid-Afrika, vir my en u in? Wat beteken dit as hierdie onderskeie kandidaate dan nou deurslaggewende oorwinning sou behaal? Selfs in jare waarin die uitslae van die FSA-verkiesing betwis is, of waar daar 'n verwarrende verskil tussen die kiescollege en populêre stemme was, soos in die 2016 verkiesing, het Amerikaners gewoonlik 'n redelik goeie aanduiding gehad van wie die verkiesing gewen het teen die oggend na afloop van stemdag. Maar kenners meen 2020 se verkiesing kan dalk heel anders verloop. Benewens die feit dat dit lyk of die FSA nou polities meer verdeeld as ooit tevore is daar ook reeds vrae en kommer oor die posstemstelsel wat die land se kiesers in staat stel om hulle stemme vroeër deur die FSA se posstelsel uit te bring. Daar word reeds in die FSA verwys na 'n verkiesingsweek met 'n sperdatum waarteen kiesers se stemme finaal op Dinsdag 3 November ingedien moet word, as net die enkele tradisionele stemdag soos in die verlede. Nou ja, terwyl miljoene stemme al op hierdie wyse ingedien is daar nou ook al reeds berigte van kiesers wat glo stem sou wou verander nadat gerugte oor Biden se seun Hunter so omstrede onderhandelinge met Oekraïne en China aan die lig gekom het. Die New York Post het berig dat eposse glo aandui dat Hunter tussen 2015 en 2017 miljoene dollar van energiemaatskappye in die twee lande ontvang het om sy pa se ontmoeting met hulle te fasiliteer. En daar's natuurlik 'n hele klomp ander omstredenheid. Trump het self gesê dat hy nie heeltemal vertrou in hierdie posstelsel nie, en ek stel dit natuurlik sag, die twee lede van my paneel sal daaroor natuurlik uitbrei. Nou ja, terwyl al hierdie belangrike dinge aan die gebeur is en terwyl die belangrikste nuusnetwerke soos gebruikeliks regstreeks die stemtellery sal volg, moet mense nie verbaas wees as ons nog nie teen 4 November klinkklaar weet en met klinkklare sekerheid kan sê wie die presidentseed op 20 Januarie 2021 gaan aflê. Ons praat vandag oor hierdie breë tema. Ek het 'n lekker lang inleiding gegee sodat ons weet presies waaroor ons praat. Kom ons ontmoet vandag se paneel. Op vandag se paneel het ons heel eerste vir Roland Henwood. Hy is 'n lektor in politieke wetenskappe by die Universiteit van Pretoria. Goeiedag Roland. En dan het ons ook vir Jaco Kleinhans. Hy is die hoof van internasionale skakeling by die Solidariteit Beweging. Nou ja, kom ons gaan oor na die vrae toe. Die mense wat ingeskakel is, wil natuurlik hoor wat julle te sê het oor hierdie belangrike onderwerp. En Jaco, ek wil wegspring met die eerste vraag vir jou. Ons hoor baie keer dat mense sê in die FSA is 'n stemproses vir die verkiesing 'n wedren na 270. Nou wat beteken dit as hulle dit sê en hoe presies werk hierdie stelsel? Ja, Paul, dankie vir die vraag en dankie vir die geleentheid om deel te neem vandag hier. Ek dink dis baie belangrik om dit te verstaan. Amerika het 'n baie interessante kiesstelsel wat sterk gebou is op federalisme. Amerika wat natuurlik 50 deelstate het. En wat ek altyd vir mense herinner aan so kort voor 'n verkiesing is dat Amerikaners nie tans besig is op volgende Dinsdag wanneer hulle gaan stem net vir 'n president nie. Mense stem op 'n baie lang stembrief vir verteenwoordigers binne hulle distrikte, verteenwoordigers binne hulle deelstate. Hulle stem vir federale verteenwoordigers op nasionale vlak. En dit is belangrik om dus daardie kiesstelsel te verstaan. Wanneer jy in jou deelstaat gaan stem en jy stem vir die president, dan bring jy eintlik 'n stem uit vir die kiescollege. Jy bring binne jou staat 'n stem uit om te sê jou staat moet sy stem vir een van die twee kandidaate gee. Nou die kiescollege bestaan uit 538 mense wat na die verkiesingsuitslae bekend gemaak is vergader en daai 538 mense kies uiteindelik die president. Nou hoe word die 538 saamgestel? Hulle word saamgestel uit verteenwoordigers van al 50 deelstate. Maar al 50 deelstate, al het jy so 'n klein bevolking soos Wyoming met minder as 600,000 inwoners of so groot soos Kalifornië met 40 miljoen inwoners, begin met 2 lede binne die kiescollege. En dan word daar volgens bevolking bygevoeg. So wat dit eintlik beteken is dat die kiescollege so bietjie van 'n voordeel bied vir jou heel kleinste deelstate. Deelstate in Amerika wat landelik is met 'n klein bevolking. Die oprigters van die moderne Amerikaanse staat het met 'n doel dit so
so ingerig en dit so geskep om seker te maak dat daar 'n politieke balans is tussen die stede van Amerika, die magtige stedelike gebiede en die landelike meer uilbevolkte dele van Amerika. Gevolglik kan jy 'n situasie kry dat 'n presidentskandidaat, en dit het nou 5 keer in die geskiedenis gebeur, 2016 was die 5de keer, dat 'n presidentskandidaat baie goed doen in stedelike gebiede, sekere deelstate, met ander woorde die nasionale stem wen, meer stemme nasionaal kry as sy opponent, maar nie die kieskollege wen nie, nie genoeg deelstate wen nie, nie die regte deelstate wen nie. En dan, as die kieskollege bymekaar kom, daai 538 mense, en hulle bring hulle staatssysteem uit. En in meeste gevalle, Paul, werk dit so dat indien 'n presidentskandidaat 'n deelstaat wen, al kry jy net 50,1% van die stemme in daardie deelstaat, dan kry hy al die stemme binne die kieskollege vir daardie deelstaat. So wat dan gebeur is daardie stemme word by die kieskollege uitgebring, dan is dit heeltemal moontlik dat 'n presidentskandidaat wat weier steun het oor die hele land, weier verspreide steun het, nie noodwendig in getalle nie, maar dalk 'n geografiese verspreiding wel verkies kan word. En dit is hoe Donald Trump in 2016 verkies is, toe Hillary Clinton 2,9 miljoen stemme meer as hy gekry het, of George Bush in 2000, toe Al Gore 500,000 stemme meer as hy gekry het. So dis heeltemal moontlik dat dit kan gebeur, soos ek sê, dat dit 5 keer in die verlede gebeur, en daar's 'n rede hoekom dit ingestel is. Mens moet Amerika verstaan as die Verenigde State, 50 Verenigde State wat bymekaar kom binne 'n federasie. Jy moet dit nie probeer sien as 'n gesentraliseerde staat met 'n regering wat gesentraliseerde mag in Washington het nie. Jy bring eerstens, wanneer jy in 'n Amerikaanse verkiesing stem, bring jy eerstens jou stem uit binne jou deelstaat. En dit is met ander woorde waar die politieke proses begin. Die politieke proses begin nie met 'n soort van nasionale stem soos wat ons gewoond is hier in Suid-Afrika nie. Baie dankie, Jaco. Dis natuurlik ook aan die lig van hierdie stelsel waar daar juis op hierdie stadium gefokus word op plekke soos Arizona, waar ek sien die president baie energie spandeer, juis om dat dit moontlike staat kan wees wat so 'n bietjie 'n swaai kan veroorsaak. Nou Roland, ek wil met jou die gesprek voer oor waarvoor presies die mense stem. Nou natuurlik weet ons dat dit nie net die president is nie, enige moderne demokrasie het ook ander liggame. Nou in Amerika het hulle benewens die president, het hulle ook die senaat en ook die huis. Word hierdie strukture ook geraak deur die verkiesing van eerskomende Dinsdag, en indien wel, op watter manier en watter implikasies kan dit hê vir die nuut verkose president? Ekskuus Roland, jy is nog op Dankie Paul. Goeiemiddag. Ja, sonder om te tegnies te raak, ek gaan dit probeer eenvoudig hou, maar jy's reg, die verkiesing is nie net oor die presidentsverkiesing nie. Daar's 'n hele klomp ander belangrike prosesse wat saam met dit loop. En hier moet 'n mens weer gaan kyk na die belangrike punt wat Jaco gemaak het. Hierdie is nie 'n eenheidsstaat nie, dis 'n federasie en hy word as dit ware van onderaf opgebou tot op die punt van die president. So alhoewel baie aandag op die presidentsverkiesing gefokus word, is daar 'n klomp ander aspekte wat net so belangrik of dalk vir sommige mense belangriker kan wees. En as ons hom van onderaf begin opbou, dan sien 'n mens dat die verkiesing ook anders gestruktureer word as wat ons gewoond is. Jy het nie op een dag 'n verkiesing en die hele proses word afgehandel nie. Hierdie verkiesings word herhalend aangebied en daar's 'n mate van verdeling wat in die proses plaasvind. Kom ek verduidelik dit. As ons gaan kyk na die president, dan word die president vir 'n termyn van 4 jaar verkies. So dis 'n vaste termyn. Jy word verkies, jy word ingehuldig op 20 Januarie van die jaar na jou verkiesing en jy is in die bewind vir 4 jaar as president. Dan is daar die Senaat, die Hoërhuis wat in die VSA bestaan. Dit verteenwoordig die belange van die deelstate. En daar is gelyke verteenwoordiging. Daar is 100 senatore, 2 vir elke deelstaat. Ongeag hoeveel mense daar bly, hoe groot of hoe sterk of hoe ryk hierdie deelstaat is. Die senatore word vir 'n termyn van 6 jaar verkies. En daar is 3 verkiesings wat die Senaat beïnvloed. 'n derde van die lede word met elke verkiesing, met ander woorde, verkies. So daar's oorvleelende dienstermyne. Jy het nie 'n senior persoon wat daar sit vir 6 jaar en die baas van die plaas is nie. Na elke verkiesing is daar nuwe mense wat kan inkom, wat die balans 'n bietjie verander.
Dan het jy die Huis van Verteenwoordigers. Dit is direkte verteenwoordiging van die kiesers en dit is hoekom dit die bevolkingssamenstel of die bevolkingsgrootte reflekteer. Jy gaan kyk na hoeveel mense bly in Kalifornië, daarom het jy meer verteenwoordigers as in van die ander kleiner deelstate. Daar is 435 verteenwoordigers en hulle word elke 2 jaar verkies. So die huis word in sy totaliteit herkies wanneer daar 'n verkiesing is. Nou die idee hiervan is verdelende amptstermyne en basiese verdeling van bietjie die magsverhoudinge wat bestaan. En die idee daarachter is maar om 'n bietjie 'n mate van beskerming in te bring teen magsmisbruik. So dit is die tegnikaliteite. Miskien net 'n ander punt is dat jy natuurlik ook verkiesings binne die deelstate het. En dit is net so belangrik want jy kies wetgewers, mense wat jou verteenwoordig in die deelstaatse wetgewer, maar jy kan ook 'n goewerneur kies. En die goewerneur is die leier, noem dit maar in aanhalingstekens, ek wil nie verwarring skep nie, maar die president van die deelstaat. En dit is 'n uitvoerende ampt wat verkies word, wat binne die grondwetse bepalings en die deelstaatse bepalings bepaalde verantwoordelikhede het, wat uniek is in daardie deelstaat. So dis 'n komplekse kiesproses, en wat dit meer kompleks maak is die feit dat daar nie gelyklopende amptstermyne is nie. En soos ek sê, net nou gesê, die idee daarvan is om magsmisbruik te voorkom, maar dit is vir buitestanders nogal kompleks om so daarna te gaan kyk. En miskien 'n laaste punt hier, dis een van die uitdagings in 'n verkiesing, is om mense te kry om deel te neem, want die argument word baie keer gebruik, maar hier is so baie verkiesings, ons is permanent besig om vir iets te stem. En dit word gesien as een van die redes waarom mense so 'n bietjie foos raak van verkiesings en dan nie altyd deelneem soos wat 'n mens in 'n demokrasie sou wou sien. Dankie Roland. Dit is 'n baie oulike konteks wat julle twee nou gegee het. Nou, ons het nou gepraat oor hoe werk hierdie stemproses en waarvoor is dit waarvoor daar gestem word. En nou is dit miskien tyd om 'n bietjie in te fokus op hierdie week wat kom. Nou Jaco, in die Suid-Afrikaanse konteks is my gevoel dikwels dat 4 dae, 5 dae voor die tyd kan jy op jou kop staan. In die meeste gevalle is die besluit gemaak. Mense wat vir president Zuma of Ramaphosa sou gestem het, gaan nie noodwendig as gevolg van 'n nuusberig nou ewe skielik anders dink nie. Maar het ons al reeds in die inleiding gehoor dat die wyse waarop presidentskandidaat Biden se seun homself gedra het, natuurlik 'n groot implikasie kan hê. Ons weet ook tradisioneel dat die laaste naweek 'n groot impak kan speel. So my vraag aan jou is, wat lê voor? Wat gaan in hierdie volgende 4 of 5 dae deur die kandidaate se veldtog te gaan? Waarop gaan hulle fokus en hoe gaan hulle probeer om seker te maak dat hulle naam gelees word aan die einde van hierdie verkiesing? Ja, Paul, dis 'n baie belangrike punt. Ek dink ons kan vinnig kyk na die konteks van 2016 se verkiesing toe president Donald Trump eintlik 'n redelike verrassende oorwinning behaal het. Wat baie duidelik was dat president Trump 'n groot momentum gehad het in die peilvak. So in die laaste, kom ons sê maar nie net die laaste weekie, maar die laaste paar weke van die verkiesingsveldtog. Mense wat gedurende Oktober, selfs die laaste deel van Oktober 2016 besluit het vir wie hulle gaan stem, het vir Trump, het in groter getalle vir Trump gestem as vir Clinton. So Trump het op die einde baie momentum gehad en dit het uiteindelik meegebring dat hy die verkiesing kon wen. En nou, ons sien baie dieselfde met die veldtogte, baie dieselfde tendens van jaar ook. Nou, die demokrate het 'n bietjie van 'n laer profiel veldtog op die oomblik, hoewel hulle met televisie-advertensies en bemarking baie meer spandeer as Trump, omtrent 'n 2-teen-1 spandering op die oomblik het, met Joe Biden 'n baie versigtiger benadering. Hy tree omtrent net elke tweede dag op in die openbaar met klein gehore, baie gefokusde boodskap. Donald Trump hou hierdie enorme verkiesingssaamtrekke, baie energie, baie entoesiasme. Om jou 'n idee te gee, eergister het hy 3 byeenkomste gehad, een in Michigan, een in Wisconsin en toe afgesluit die aand in Nebraska. En tussen die 3 byeenkomste het meer as 100,000 mense opgedaag. So die enorme byeenkomste van mense, so baie energie, dieselfde model as 2016. En dit wil vir ons natuurlik of dit skep sekerlik die persepsie dat daar baie momentum tans aan die Trump kant is. Daar was ook 'n bietjie hierdie Hunter Biden skandaal en alles, so ons kry die idee dat president Trump net soos 2016 weer besig is om hier in die peilvak, ten spyte daarvan dat hy agter is in die peilings, besig is om in te haal. Ek dink dit is besig om te gebeur. Die probleem vir president Trump in vergelyking met 2016 is dat 74 miljoen Amerikaners reeds gestem het.
En dit was nie in 2016 die geval naaste by gewees nie. Onthou baie Amerikaners bring tans posstemme uit, maar baie Amerikaners gaan stem ook vroeg. Jy kan vroeg gaan stem, nie al die stembusse is oop nie, hoe dit werk. Jy gaan stem by jou distrikskantoor en mense staan in rye op die oomblik vir tot 8 ure lank om 'n vroeë stem by 'n distrikskantoor uit te bring. 'n Baie ongewone ding, iets wat nog nooit in die verlede in Amerika gebeur het nie. Daar's altyd vroeë stemme en daar's altyd posstemme. Maar dit word hoofsaaklik gebruik deur mense wat sê nou maar werksafsprake het of op oorsese vakansie gaan of uit hulle staat uit is of om een of ander rede op stemdag nie by hulle stembus kan gaan stem nie in die verlede. Vir jare is dit anders. Nou om jou 'n idee te gee, in 2016 het daar 130 miljoen Amerikaners gestem. Dit is so omtrent 57-58% van die stemgeregtigdes. As ons sê dat daar vir jaar reeds 74 miljoen kiesers gestem het, dan wil ek sê dat ek dink meer as die helfte van mense wat uiteindelik vir jaar gaan stem, het reeds gestem. En dit is 'n uitdaging vir president Trump, want hy moet nou hier in die pylvak, hier in die laaste paar dae van die veldtog 'n paar dinge regkry. Hy moet seker maak dat konservatiewe Amerikaners, mense wat hulle self met die Republikeinse party assosieer, in baie groot getalle gaan stem. Dat daai entoesiasme vlakke so hoog is dat die stempersentasie onder hulle baie hoër is as die stempersentasie onder tradisionele demokrate en liberale kiesers. Ek dink hy's besig om dit reg te kry, maar die vraag is of hy dit teen die regte skaal reg kry. Op die oomblik lyk dit of die vroeë stemme wat uitgebring is, en dis ook, wil ek sê, redelik normaal in vergelyking met vorige jare, of dit 'n baie groter deel demokrate is, meer as 50%, so 52-53% van mense wat tot nou toe vroeë stemme uitgebring het, is geregistreerde demokrate, net meer as 30% geregistreerde republikeine en die res is onafhanklik is. Maar ons moet ook nie te veel daarin lees nie. Daar's 'n ou tradisie in Amerika dat baie mense wat as demokrate geregistreer is vir die Republikeinse party stem. Die rede daarvoor is eenvoudig. Mense gaan registreer om te stem wanneer jy 18 of 19 of 20 is en meer as 70% van jong mense in Amerika is ondersteuners van die Demokratiese party. Die tyd wanneer hulle 40 of 45 is, begin hulle vir die Republikeinse party stem. Hulle betaal belasting en hulle politieke idees verander, maar hulle is steeds geregistreer as demokrate. Ons het in Pennsylvania dit gesien in 2016 waar president Trump iets so 700 of 800,000 mense wat as demokrate geregistreer was, 'n stemme gekry het. Maar wat al die syfers wel vir ons wys, is dat met die vroeë stemme het Joe Biden van die Demokratiese Party momentum. Hy's definitief voor met die vroeë stemme. Hulle daar regtig daarin geslaag en hier in die laaste dae het president Trump nou baie momentum. Geweldig momentum, baie entoesiasme, meer mense wat as vrywilligers betrokke raak. Ek praat met vriende in Wisconsin en in North Carolina het ek gister gepraat en hulle sê op grondvlak het dit ontplof. Daar's 'n enorme grondvlak veldtog onder die Republikeine, baie meer entoesiasme as onder die Demokrate. Die vraag is of dit genoeg gaan wees tot Dinsdag. Ja, baie dankie Jaco vir daai in diepte verduideliking. En dit skep vir mense baie interessante prentjie. Ek moet sê as mense ook so na sosiale media kyk, dan kom dit voor asof daar op die grond hierdie Trump gedagte is, maar dan sien 'n mens natuurlik jou filmsterre en bekende persoonlikhede wat neig om baie sterk demokraties te staan. Maar ek dink dit bring ons by 'n volgende punt, Roland, wat my volgende vraag inlei. Kom ons kyk na die twee kandidaate. Ek sien baie in die kommentaarafdeling hier op Marula Media se Facebookblad, sê klomp mense nou, ja maar goed, hierdie is twee verskriklike ou kandidaate. Albei is natuurlik in Amerika waar kritieke rasteorie so belangrik is, albei is ou wit mans. Sê dit iets van Amerika, sê dit iets van die wêreld en wat hou dit noodwendig in vir die verkiesing en miskien vir die volgende 4 jaar? Ja, dis 'n interessante kenmerk van hierdie verkiesing, die feit dat jy twee baie ou kandidate het. Die feit dat dit twee ou wit mans is miskien belangrik in terme van sekere tipe debatte. Ek dink nie dit is noodwendig so krities belangrik in die konteks van die FSA nie. Dit is normaal binne die politieke proses daar. Maar wat wel interessant en belangrik kan wees, is die ouderdom van die kandidate. En dit het ook in die veldtog so bietjie uitgekom. President Trump wat 'n hele paar keer refleksie werp op meneer Biden in terme van sy ouderdom en hoe gesond is hy. Hy in die afgelope dae weer daarna verwys
deur te sê binne 'n maand na die verkiesing is meneer Biden uit en dan sit hulle met visiepresident Harris as die president. So ek dink dit is nie net 'n verkiesingspraatjie nie, dit is 'n kwessie wat by 'n klomp mense nogal belangrik is. Oor die gesondheid en die seniliteit van die kandidaate kan 'n mens seker nou bespiegel. Ek dink nie dis vir ons so belangrik nie, maar dit is tog belangrik in die kieserskorps om te gaan kyk na die kandidaate en dan wat bied hierdie kandidaate en wat is die toekoms van die kandidaate. Dit is baie duidelik dat as meneer Biden verkies sou word, is dit waarskynlik dat hy 'n eentermyn president sal wees. Nou, dit natuurlik is 'n baie ander interessante politieke proses wat dan ook maak binne die Demokratiese Party. Indien president Trump verkies sou word, is dit sy laaste termyn wat aanbreek. Maar beide gaan baie oud wees teen die tyd wat hulle verkies word en veral teen die tyd wat hulle termyn tot 'n einde kom. En dis tog belangrik en 'n mens sien dit in hoe die verkiesing uitspeel. Die interessante is dat meneer Biden baie versigtig optree, baie klem lê op sy verantwoordelikheid as leier rondom die hele COVID-19 virus wat 'n groot probleem in die VSA is en dis natuurlik een van die sleutelkwessies wat 'n mens optel in die verkiesing. Maar die manier wat hy dit doen en ek dink dit is iets wat aansluit by Jaco se punt. Die feit dat hy so versigtig is dat hy kleiner byeenkomste hou, dat hy baie meer staat maak op indirekte skakeling met kiesers of potensiële kiesers, kan natuurlik die indruk skep dat hy nie energiek is nie, dat hy nie so betrokke is nie, dat hy nie die man is wat die dinge gaan doen nie, hy is nie so dinamies nie. President Trump word baie gekritiseer dat hy onverantwoordelik is, dat hy selfsugtig is. Aan die ander kant draai die beeld uit van 'n energieke president wat nie bang is nie en wat uitgaan na die mense toe en daai idee van as ek Engels kan gebruik, a man of the people, hy is nie bang om met die mense te gaan praat en met hulle te wees nie, hy gaan nie dat die virus hom afsit nie en dit is onderliggend aan hoe twee kandidate hierdie proses benader en daarop uitspeel. Ek dink 'n ander interessante aspek as 'n mens na die kandidate gaan kyk, is natuurlik 'n ander belangrike verandering van 2016 af. 2016 het president Trump, toe hy kandidaat was, baie sterk klem gelê op die feit dat hy nie 'n politieke rolspeler is, 'n insider is, soos wat hy dit genoem is nie. Hy kom van buite in en hy gaan Washington verander. Hy gaan die politiek, die gevestigde politieke belange van Washington, gaan hy verander en hy gaan groot dinge doen omdat hy dit anders gaan doen. Hy is nie aan enige iemand verbind wat in Washington sit, soos wat hy daai tyd gesê het, omtrent al die ander politici nie. Daarteenoor is hy nou die president, hy is die dienende president. So dis nie 'n argument wat hy meer kan gebruik nie, alhoewel daar tog elemente van dit is in hoe hy nie bang is om mense te vervreem en kontroversieel te wees, om 'n onderskeid tussen homself en ander politici te tref nie. Nou weer eens, of dit genoeg gaan wees om in hierdie laatstadium die momentum te bou wat hy in 2016 gebou het, sal 'n mens moet sien na die verkiesing. Aan die ander kant, visiepresident Biden of voormalige visiepresident Biden, ouer, versigtiger, probeer om 'n baie meer gematigde beeld voor te hou wat oor 'n baie reeks van die kiesers ondersteuning kan kry, maar hy is 'n absolute Washington politikus. Hy het sy hele lewe in die Washington politiek deurgebring. Nou dit het natuurlik voor- en nadele. Hy ken die stelsel, hy ken die mense, hy ken die prosesse, hy weet hoe om dit te hanteer, maar hy is gebind aan die beeld van die ou Washington politiek. Nou vir party mense is dit gerusstellend, maar daar's 'n klomp mense wat baie krities en sinies daaroor is. En ek dink dit is die onderliggende elemente wat nogal hierdie verkiesing 'n bietjie anders maak as wat mense in die verlede gesien het. Die manier van die kandidaate, die wyse waarop hulle optree, maar ook dit wat onderliggend is en wat hulle aanbied aan die kiesers van die VSA. Dankie Roland. Natuurlik, Jaco, weet 'n mens dat 'n president of presidentskandidaat nie net as mens om of haarself verteenwoordig nie, maar 'n bepaalde beleid het. En nou sien ek binne ons kommentaarafdeling dat mense praat oor byvoorbeeld 'n kwessie soos abortus, waar een van die eerste uitvoerende bevele van president Trump was om befondsing vir sulke organisasies te stop. Ons weet natuurlik dat die Demokratiese Party 'n heel ander beskouing het en ek dink vir die tipiese Afrikaanse leser is abortus 'n baie pertinente kwessie, maar daar lê 'n hele klomp ander kwessies
En ek dink dit bring pertinent hierdie vraag, Jaco, wat ek graag aan jou wil vra, en Roland, ek sal graag jou antwoord daarop ook wil hoor as Jaco klaar is. Wat beteken hierdie verkiesing vir ons as Suid-Afrikaners? Ek meen, hier sit ons duisende kilometer weg van Amerika. Watter impak het dit werklik op die manier hoe ons dag tot dag lewe lei, en verder as dit, die manier hoe ons land se ekonomie homself dan posisioneer? Ja, dis 'n belangrike vraag as ek so die eerste deel van jou vraag eers kan begin beantwoord, en dit gaan oor die verskil in beleid tussen die Demokratiese Party en die Republikeinse Party, en spesifiek wat president Trump die afgelope 4 jaar gedoen het. Dan is dit belangrik om te verstaan dat president Trump, voordat hy in 2015, so in die middel van 2015, homself beskikbaar gestel het as kandidaat vir die Republikeinse Party, hy nie noodwendige lang rekord gehad het as 'n getroue, harde, konservatiewe Amerikaner nie. Hy het met tye geld geskenk aan demokratiese kandidate. Hy was betrokke partykeer by meer liberale soort van dinge. En daar was eintlik binne die meer konservatiewe deel van die Republikeinse Party in 2015 en 2016, veral onder van jou konservatiewe Christen-Amerikaners, kommer gewees dat sou Trump president word, hy nie konservatief sou regeer nie. Dit is een rede hoekom hy vir Mike Pence, 'n baie konservatiewe protestante Christen, as sy adjunk gekies het, en hoekom hy probeer uitreik het na Christene in 2016. Intussen het hy homself natuurlik volledig bewys as een van die mees konservatiewe presidente in 'n lang tyd. Meer konservatief as George Bush, verseker, meer konservatief as Bush senior, en ten minste so konservatief soos Ronald Reagan, en nie meer konservatief nie. Sy regters wat hy aangestel het op die hoogste hof in Amerika is meer konservatief as die regters wat Ronald Reagan aangestel het. So, president Trump, wat vir 4 jaar nou uiters konservatiewe plaaslike beleid gevolg het in Amerika. Jy is heeltemal reg. Hy het baie spesifieke uitvoerende stappe geneem rondom die befondsing van aborsies, die regte van geloofsgemeenskappe, die hele waarde idee, die hele kultuurwaarde idee van konservatiewe Amerikaners het hy vir 4 jaar baie sterk ondersteun, en ek dink dit is hoekom daardie groepering van Amerikaners baie sterk weer vir hom sal stem en hom sal ondersteun. As dit kom by buitelandse beleid, en dit bring ons bietjie nader aan jou vraag, dan het Trump natuurlik behoorlik die appelkar omgegooi. En kan 'n mens eintlik die vraag vra oor wat is die konservatiewe beweging in Amerika se buitelandse beleid? Die probleem was natuurlik dat veral tydens die Bush-era, die presidentskap van George Bush van 2000 tot 2008, Amerika se buitelandse beleid grootliks vasgevat was in die idee van interventionisme. Ons moet westerse demokrasie bring na die Midde-Ooste, na Oos-Europa, na ander dele van die wêreld. Ons moet ons mag laat geld in die res van die wêreld. Dit het natuurlik oorloë meegebring. Dit het 'n bietjie die groot man idee, die stryd teen terreur en al daai soort van dinge na vore gebring, en dit het nadat Barack Obama in 2008 president geword het, bietjie van 'n krisis geskep natuurlik vir die Republikeinse Party, want dit was toe 'n redelike ongewilde beleid. Dit is 'n beleid wat nie meer soos in 2004 die steun geniet het van 'n meerderheid van Amerikaners nie. En dit is waar Trump die Republikeinse Party potensieel, en ons sal moet sien oor die volgende paar jaar, maar potensieel in terme van buitelandse beleid hervorm het. Trump het die Republikeinse Party teruggeneem na die era van die 1910s, 1920s, toe die Republikeinse Party eerstens 'n protektionistiese party was. Met ander woorde, hulle eie belange eerste gestel het wanneer hulle internasionaal gehandel het. Of dit gegaan het oor handeldrywing, of militêre intervensie, of samewerking binne 'n soort van supranasionale instellings, of watter verhoudinge daar ook al internasionaal was die Republikeinse Party gereeld in die geskiedenis, veral hier in die 1920s, nie interventionisties nie, maar protektionistiese party. Trump het die land teruggevat so en toe gesê, dit gaan eers oor ons eie belang, en dan sal ons kyk na wat die belange is van die mense in die Midde-Ooste of Asië of so. Ons wil graag 'n vrede-liewende wêreld hê waar demokrasie seëvier, maar dis nie ons eerste prioriteit nie. So Trump het sy buitelandse beleid grootliks daarop aangepas. Dis hoekom die oorloë in die Midde-Ooste tot 'n einde gekom het, maar sonder dat hy nie ook ingegryp het. Hy het in Sirië ingegryp, ook teen die Islamitiese staat. Ons het tog ook ingrype gesien, maar Trump het nie 'n nuwe oorlog begin nie. Hy is om die waarheid te sê, die eerste president in 'n lang tyd wat nie by 'n nuwe konflik noodwendig betrokke geraak het nie. Waar bring ons dit in terme van Afrika en Suid-Afrika?
Trump is die eerste president sedert Ronald Reagan in die 1980s wat tydens sy eerste termyn nie Afrika besoek het nie. Geen Afrika land besoek het nie. So ek dink Afrika was eenvoudig nie vir Trump in hierdie afgelope 4 jaar 'n belangrike prioriteit nie. En dit maak sin. 'n Mens kan verstaan. Hy het belangrike binnelandse fokusse gehad, maar hy het ook uitdagings gehad in Asië rondom China, Noord-Korea, die Midde-Ooste, die verhouding in Europa rondom NAVO, handelsooreenkomste, Brexit met Brittanje wat uitreed. Daar was baie groter en belangriker sake. Onthou, Afrika is vir meeste lande van een of ander belang, strategiese belang of omdat daar 'n belang is met natuurlike hulpbronne. Natuurlike hulpbronne in Afrika is nie meer die belangrikste ding vir die Amerikaners nie. Vir die Amerikaners is dit eerder belangrik om te sien dat China nie eintlik sy invloed verder in sekere wêrelddele insluitende Afrika uitbrei nie. So, daar was eintlik vrees gewees in 2016 nadat Trump verkies is dat Trump eintlik heeltemal 'n harde benadering teenoor Afrika sou kry, dat hy byvoorbeeld befondsing sou onttrek uit Afrika, dat hy handelsooreenkomste soos die AGOA-ooreenkoms met Suid-Afrika tot 'n einde sou bring. Daar het eintlik min daarvan gekom. Ek wil vir jou sê, ek dink nie Trump het die afgelope bietjie meer as 3,5 jaar eintlik teen die belang van Afrika opgetree nie. Ek dink net hy het nie veel van 'n fokus op Afrika gehad nie, met goeie redes. Suid-Afrika is nie onder die top 30 handelsvennote vir Amerika nie. Amerika het baie belangrike handelsvennote. Vir ons is Amerika natuurlik wel baie belangrik. Dit is ons derde grootste uitvoerland. Na China en Duitsland voer ons derde meeste goed uit na Amerika toe. So, ek dink ons moenie vra of Suid-Afrika belangrik is vir Amerika nie, want ons is nie. Afrika is ook nie noodwendig meer so belangrik vir Amerika nie. Amerika het ander fokusse. Maar Amerika is baie belangrik vir Suid-Afrika en vir Afrika. Dit maak nie saak of Trump herkies word op hierdie punt en of Biden herkies word nie. Ek dink nie daar gaan 'n groot verandering aan beleid kom nie. Al sal Biden in terme van dit wat hy sê, miskien bietjie vriendeliker oor Afrika wees, hy sal seker Afrika besoek. Ek dink beleidsgewys gaan daar nie baie verander nie. Dis eenvoudig omdat hulle nie die beweegruimte het nie, eintlik die kapasiteit en die tyd het om op hierdie stadium baie meer te doen as wat Amerika tans reeds in Afrika doen nie. Dankie Jaco. Roland, miskien kan ek jou dieselfde vraag vra. Hoe sien jy die implikasies van hierdie verkiesing op eie bodem? En dan uiteindelik die vraag wat ons gevra het aan die begin van hierdie is hoekom moet Suid-Afrikaners omgee? Dankie Paul. Ek wil aansluit by Jaco, maar ek wil bietjie die klem verander. Ek dink die vertrekpunt vir my is dat tradisioneel is buitelandse beleid nie 'n belangrike saak in presidentsverkiesings in die VSA nie. Dit gaan oor die binnelandse politiek. Dit gaan oor die ekonomie, nommer 1. En dan kom die ander sake by paar van die belangrike goed wat Jaco na verwys het. En is dieselfde in hierdie verkiesing. En dis interessant as ons kyk na die meningsopnames van die afgelope dae, dan is president Trump die persoon wat deurlopend voor is as dit kom by die ekonomie. Die meerderheid mense steun hom en dink hy sal die ekonomie beter hanteer as meneer Biden. As dit kom by goed soos COVID, dan natuurlik verander die prentjie. So ek dink die kritiese punt vir my is buitelandse beleid is nie 'n kernvraagstuk in die VSA presidentsverkiesing nie. Goed, maar die verkiesing vind plaas. Dit is vir ons belangrik, want ons het gevestigde belange in ons betrekkinge met die VSA. Met AGOA en sulke tipe beleidsprogramme wat in stand gehou is. Maar dis nie anders onbelangrik nie. En dis 'n belangrike punt. As ons dan gaan kyk na die beleidskwessies, dan het president Trump 'n klomp interessante goed gedoen en dit kan in sy guns tel, dit kan teen hom tel, dit gaan afhang van hoe mense op 'n bepaalde stadium daarop reageer. Hy het die res van die wêreld gerelativeer in die konteks van die VSA se politiek. En sy vertrekpunt was in die verkiesing Let's Make America Great Again. En die idee was Amerika is nie waar hulle moet wees nie, hulle is nie die leier wat hulle is nie, en hulle kry nie die respek wat hulle moet hê nie. Of hy daarin geslaag het om daai doelwitte te bereik is 'n ander debat. Maar wat het gebeur? Hy het nie 'n nuwe konflik begin nie, hy het begin onttrek uit 'n klomp konflikte uit. Maar hy het in die proses ook so 'n bietjie mense onkant gevang en ook 'n bietjie dink ek 'n paar mense kwaad gemaak. Sy verhoudinge met NAVO is nie baie goed nie. Sy verhoudinge met die Europese Unie is wisselvallig. Sy verhoudinge met China is nie goed nie.
Maar dan het hy tog beleidssuksesse behaal. As ons gaan kyk na wat besig is om te gebeur in die Midde-Ooste, aankondigings wat gemaak is rondom Israel, die erkenning van Israel as 'n staat, die sluit van diplomatieke bande. Binne die konteks van die FSA se politiek is dit baie belangrike gebeure. Dis 'n belangrike belangegroep binne die FSA, maar dit is ook een van die belangrike historiese buitelandse beleidsfokusse van die FSA. So ek dink nie mense moet onderskat die belangrikheid daarvan en wat dit vir president Trump gaan beteken ook in terme van nie net die verkiesing nie, maar dit wat hy as president aan die einde van sy termyn, of dit nou of na 'n volgende termyn is, dit wat hy gaan nalat. Dit is belangrik. Die probleme wat bestaan is, daar's baie vrae oor Rusland. Rusland is een van die goed wat nie duidelikheid het nie, wat problematies is. Daar's probleme met president Trump se langtermynverbintenis. Met ander woorde die vraag van, is dit 'n betroubare bondgenoot soos wat dit in die verlede was? Of, en dit is die beskrywing wat gegee word, dat ons sit met 'n president wat 'n transaksionele benadering het. So elke ding wat gebeur, word individueel beoordeel en wat is die waarde van hierdie transaksie vir my? En dit beteken dat die kwessie van betroubaarheid, van langtermynverhoudinge, is nie deurslaggewend soos wat 'n mens gewoond geraak het nie. En dit is in daai konteks wat 'n mens gaan kyk na betrekkinge met Noord-Korea, met Suid-Korea, met Japan en ook Indië en ander plekke in die wêreld. En selfs binne daai konteks, weer eens, Suid-Afrika is nie belangrik nie, is nie invloedryk nie, kan dalk in die toekoms weer meer op 'n simboliese vlak dalk 'n bepaalde betekenis kry, maar nie op 'n funksionele vlak soos wat baie mense hier dink ek na Suid-Afrika en sy rol kyk nie. So ek dink dit is belangrike kontekste wat 'n mens in gedagte moet hou om na te kyk. Ongeag wat in hierdie verkiesing gebeur, is vir die res van die wêreld baie belangrik. Wie ook al die president is, en ja, daar gaan veranderinge kom as dit president Biden sou wees, maar nie noodwendig radikale veranderinge nie. En dis vir my een van die ander onderliggende elemente. Die feit dat ek gesê het buitelandse beleid is nie 'n kritiese kwessie nie. Ook belangrik is dat presidente het nie radikale buitelandse beleidsveranderinge wanneer hulle oorneem nie. Ek dink president Trump het waarskynlik van die mees radikale veranderinge ingebring wat ons in die afgelope dekades gesien het, definitief sedert president Reagan. En selfs binne daai konteks was dit nie so radikaal nie. Die beginsel waarop mense dit beoordeel is FSA se eie belange. Ek dink as ek 'n laaste punt kan maak, as 'n mens dit net wil terugvat na die interne politiek, dan is daar twee kwessies wat mens miskien net kan noem rondom president Trump as president. Die een is dat daar baie vrae gevra word oor sy benadering tot diplomatie en wat dit gedoen het aan die State Department in die FSA. Daarwede, tot watter mate is daar skade aangerig aan die funksionering en die langtermyn doelwitte van FSA buitelandse beleid soos dit deur die State Department verteenwoordig word. So ek sluit uit hier by die militêre dimensie en die ekonomiese dimensie. 'n Tweede belangrike punt wat mense miskien hierna kan gaan kyk is die kwessie van hoe die Withuis optree en hoe die Withuis binne die res van die regering in die FSA geposisioneer is. En daar's baie probleme, dis baie duidelik. Daar's onsamenhangendheid, daar's onvoorspelbaarheid en daar's binnengevegte soos wat mense in 'n lang tyd nie gesien het in die konteks van die Withuis nie. En dit kan natuurlik baie belangrike langtermyn gevolge hê sou president Trump herkies word. Indien hy nie herkies word, dan is dit waarskynlik van historiese belang. Maar ek dink dit is tog goed wat mens ook kan inbring in die gesprek wat belangrik is om van kennis te neem. Dankie, Rolanda, verdeer dit en ek dink daar was 'n baie deeglike konteks ook gegee van julle albei af waarom dit belangrik is vir Suid-Afrikaners. Ek dink daar's iets wat julle albei genoem het wat natuurlik ook in bloot op die tafel lê. Einde verlede jaar sou selfs 'n klomp demokratiese kommentators en 'n klomp van die sterk demokratiese nuuskanale soos dalk selfs CNN en NBC en dis meer dinge gesê het soos president Trump gaan sonder twyfel wen behalwe as daar een of ander swart swaan gebeurtenis kom, een keer in 100 jaar gebeurtenis. En kan jy nou meer toe kom die COVID-19 virus en president Trump wat soos wat julle beide genoem het, die ekonomiese president is wat werke terugbring, wat werkloosheid verlaag. Ewe skielik is daar hierdie massiewe werkloosheid ramp en
Ons het rekordgetalle aansoeke gesien vir mense wat werkloosheidsversekering wil kry. Ons het moeilike toestande gesien. Ons het baie sterftes gesien in die FSA en dit lyk nie asof hierdie dinge besig is om spoed te verloor nie. Natuurlik is daar op hierdie stadium 'n oor en weer gooiery om te sê ja, maar die demokrate hanteer hulle state ook sleg en die republikeine dit en president Trump dat. Maar die uiteindelike punt is dat daar toe nou werklik 'n speek in die wiel gesteek is. En Jaco, ek wil vir jou vra, die feit dat president Trump so sterk op 'n ekonomiese basis vir sy eerste 3 jaar gestaan het en dit in 'n groot mate skade gelei het en dan verder as die manier hoe hy die COVID-19 pandemie hanteer het. Hoe beïnvloed dit sy kanse en watter rol dink jy gaan dit speel in die uitslag van hierdie verkiesing? Ja, Paul, ek dink die eerste ding wat ons vir mekaar net moet sê is dat 'n sittende president het 'n natuurlike voordeel wanneer hy vir herverkiesing staan. Dit gebeur eintlik redelik min dat 'n sittende president wat vir 'n tweede termyn staan uitgestem word. Dit het laas gebeur in 1992 met George Bush Senior. En voor hom was dit nog verder langer terug. Ek probeer nou onthou wanneer was dit voor hom gewees, maar dis redelik ver terug in die geskiedenis. O nee, dit was dit was Jimmy Carter gewees in 1980, ja, wat ook uitgestem is. Sedert 1992 het ons nog nooit weer gesien nie. Bill Clinton het 2 termyne gedien, George Bush 2 termyne, Barack Obama 2 termyne. Dit is nie 'n waarborg dat president Trump vir 'n tweede termyn herkies sal word nie, maar kom ons gaan terug na beide Jimmy Carter en Bush Senior wat verloor het. Hoekom het hulle verloor? Suiwer ekonomiese redes. Dit was die enigste rede hoekom Jimmy Carter uitgestem is. Dit was hoë werkloosheid. Die land was in 'n resessie gewees, dit het regtig sleg gegaan in Amerika. Ronald Reagan het met 'n positiewe ekonomiese boodskap van ekonomiese groei gekom en hy's verkies. Selfde wat gebeur het met George Bush Senior in sy eerste veldtog in 1988 het hy tydens 'n debat aan die Amerikaanse bevolking beloof dat hy nie belasting gaan verhoog nie. In sy eerste termyn het hy gegaan 'n belasting verhoog. Daar was duidelike afplatting van die ekonomiese sukses van die later jare van Ronald Reagan en die eerste jare van Bush se eie veldtog en op ekonomiese beginsels is hy uitgestem en is Bill Clinton as president verkies. Ek dink iets wat Roland heeltemal tereg gesê het is dat in meeste gevalle maak Amerikaners 'n besluit op ekonomie. Ekonomie is die ding wat dit dryf. Die laaste verkiesing waar dit nie die geval was nie, dink ek was in 2004 toe George Bush herkies is, toe dit oor veiligheid gegaan het. Dit was baie kort, minder as 3 jaar na die terreuraanvalle Washington DC en Bush het sy hele veldtog gefokus rondom nasionale veiligheid en nasionale veiligheid het uiteindelik die belangrikste saak vir Amerikaners gewees, maar sedertdien 2008, 2012, 2016 elke keer oor ekonomie gegaan. Ek dink hierdie verkiesing, ten spyte van al die geraas en alles wat gebeur, is ook 'n ekonomiese keuse. Die vraag is natuurlik tot watter mate die COVID-19 pandemie op die ekonomiese vraagstuk inspeel. Nou die Trump veldtog se argument is baie eenvoudig. Tussen 2017, Januarie 2017 toe Trump ingehuldig is tot begin van Januarie van verjaar, oor daardie 3 jaar het president Trump, was hy die leier van 'n groot ekonomiese suksesverhaal in Amerika. Ekonomiese suksesverhaal met rekordlae werkloosheid, 3,5% werkloosheid, 'n skerp stygings in inkomste, baie belangrike punt wat ons partykeer miskyk en wat Amerikaners 'n politieke besluit oorneem is het my eie inkomste gestyg. Om jy dit te gee, verlede jaar die gemiddelde inkomste van 'n Amerikaanse gesin het meer as 6% gestyg. Is ongehoord in Amerika in 1 jaar, totaal en al ongehoord. So daar was hierdie groot ekonomiese suksesverhaal en mens kon aan die einde van 2019 sê, ten spyte van Trump se persoonlikheid en sy styl en alles, kan iemand nie 'n president, Amerikaners sal nie 'n president uitstem as dit so goed gaan met die ekonomie nie. Toe gebeur die pandemie en die demokrate en Joe Biden se argument nou is dat Trump het die pandemie swak bestuur en omdat hy dit swak bestuur het, het die Amerikaanse ekonomie skade gelei en dit is hoekom daar nou hoë werkloosheid is. Nou ja, daar het in totaal van Maart tot Mei 22 miljoen Amerikaners hulle werk verloor. So 55% van hulle het weer werk gekry intussen. Ek sien vandag skryf die Wall Street Journal
dat dit lyk asof verlede maand daar eintlik 'n baie goeie ekonomiese groei was. Dit moet nog dit gaan nou binnekort bekend gemaak word en dat die ekonomiese herstel eintlik reeds aan die gang is. Die vraag wat ek vermoed, dis kiesers wat twyfel oor vir wie hulle gaan stem. Die vraag wat hulle self gaan afvra is nie oor wat het gebeur nie, maar eerder wie is tussen die twee kandidate die een wat vir die volgende paar jaar die ekonomie die beste kan dryf. Wie gaan die regte stappe neem, die regte beleidsstappe neem om ekonomiese herstel te bewerkstellig? In diensname weer moontlik te maak, ekonomiese groei te bewerkstellig. Baie belangrike vraagstuk. Dit is 'n belangrike vraagstuk onder swart mans byvoorbeeld in Amerika. Een peiling sien ek hierdie week wys dat president Trump se steun het gegroei van 14% tot 17% onder swart mans. Baie belangrike vraagstuk want dit was een van die skerpste dalings in werkloosheid tussen alle demografiese groepe in Amerika van 2017 tot 2019 onder swart mans. So, dit gaan 'n ekonomiese vraagstuk wees, maar die COVID-19 pandemie speel natuurlik daarop in. Ek dink nie mense gaan 'n eenvoudige vraag vra vir hulle self van, het die president die pandemie goed hanteer en suiwer besluit daarop neem nie. Onthou, ons moet weer sê wat ons aan die begin gesê het van hierdie gesprek, Amerika is 'n federasie, soos wat Duitsland 'n federasie is. Die Duitse kanselier Angela Merkel het tydens hierdie pandemie bloot die aksies en die optrede van die verskillende Duitse state, die 16 Duitse state, koördineer en natuurlik 'n beperkte federale rol gespeel. Dis eintlik wat Trump se rol was hier. Onthou die meeste stappe wat geneem is binne deelstaat geneem. Gouverneurs was eintlik in hierdie pandemie die magtigste politici. Dis gouverneurs in Amerika wat besluit het oor inperkingsmaatreëls en al daai soort van dinge. Nie die president nie. Dis nie in 'n federale staat soos Amerika die president se rol om te sê ons gaan 'n nasionale inperking hê nie. 'n Federasie moet die gouverneurs dit doen, maar dan moet wel koördinering wees. Ek dink dit was waarskynlik Trump se swakste punt wel in die hele pandemie. Hy moes dalk beter gekoördineer het met die gouverneurs. Baie dankie Jaco. Roland, kan ons miskien ook jou gedagtes op hierdie punte kry, die ekonomie en COVID-19, die implikasie wat dit vir president Trump het en dan miskien jou gedagte oor hoe hy dit hanteer het en hoe dit sal reflekteer eers komende week? Ja, ek dink ek wil bietjie 'n ander invalshoek net inbring en dit is dat ons moet dit beoordeel teen die agtergrond van hierdie verkiesing. En alhoewel dit nie so uniek is as mens dit dalk sou wou afmaak nie, dink ek tog wat belangrik is hier is die diep verdeeldheid wat ons in die FSA sien tussen die primêre gedagtestrominge of rolspelers. Ek dink dit is meer prominent as wat dit in 'n baie lang tyd was en dit lê ten grondslag van 'n klomp van die ander vraagstukke en spanninge wat ons in die FSA sien. Saam met dit, ek stem saam met Jaco dat die president het 'n koördinerende rol, hy het 'n baie meer ook 'n simboliese rol in 'n sekere sin in 'n krisis soos hierdie. Maar ek dink wat president Trump dalk verkeerd gedoen het, is dat hy aktief betrokke geraak het en hy het begin kant kies. En hy het geweldig druk op sommige gouverneurs geplaas om besluite te neem wat op daardie stadium nie die regte besluite sou wees nie. Sy manier om gouverneurs af te maak, sleg te sê in die openbaar, omdat hulle sekere beperkende maatreëls ingestel het, dink ek gaan dalk 'n probleem wees wat 'n invloed kan hê op die verkiesing. En die rede waarom ek dit sê, ek is baie versigtig om te gaan 'n oordeel uitspreek oor moet jy beperkingsmaatreëls inpas of nie. Die COVID-19 krisis het die wêreld omkant gevang. Ten spyte daarvan dat dit nie so behoort te gewees het nie, en dit het wêreldleiers omkant gevang en in 'n baie moeilike posisie geplaas. Toe dit gebeur het, het niemand regtig geweet hoe om hierdie ding te hanteer nie. En dit het ons ver gevat om op 'n punt te kom waar mense nou begin sê, maar hierdie maatreëls is dalk nie die beste of regte maatreëls nie. Die probleem is president Trump het 'n baie sterk polariserende invloed gehad. En waarskynlik tot 'n groot mate sekere van die maatreëls wat getref is ondermyn. En dit natuurlik speel in op hoekom ek die klem plaas op die verdeeldheid en amper die verpolitisering van hierdie proses. Dit maak dit baie moeilik om so 'n krisis te bestuur. Dit skep natuurlik ook spanning, nie net politieke spanning met gouverneurs nie, maar dit werk in op die kiesproses waar mense nou in verkiesings deelneem, ook in die deelstate. En dit is die een element wat ons nie weet nie. Ons weet die ekonomiese impak was groot en baie negatief, dit het baie mense direk getref. En dit is 'n faktor in die verkiesing.
Wat ons nie weet nie is hoe mense die COVID-krisis interpreteer en die gevolge wat hulle nou beleef gaan projekteer in die verkiesing. Punt wat Jaco gemaak het, word dit bo op die ekonomiese probleem geplaas en sê dis een pakket, of word dit as 'n tussentydse probleem beskou met 'n langer termyn beskouing van die verkiesing. En daai manier van dink en daai, ek wil amper sê daai, en ek sê dit met respek, daai gesofistikeerde onderskeid is nie oral in die FSA deel van die politiek nie. En dis die element wat ons nie sien nie. Hoekom ek dit ook beklemtoon, is interessant, die meningsopnames van die afgelope paar dae. As ons gaan kyk na vertroue in die leier wat die ekonomie kan bestuur, dan is president Trump met tussen 5 en 12 persentasiepunte voor meneer Biden. As dit gaan oor die COVID-krisis en die hantering, dan is dit omgekeer, letterlik. Dan is meneer Biden 5 tot 12 persentasiepunte deurlopend voor meneer Trump, voor president Trump. En dit is vir my een van die belangrike onsekerhede van hoe interpreteer ons hierdie gebeure en die invloed wat dit op die verkiesing gaan hê. Die manier wat president Trump sy veldtog die afgelope dae gedryf het, kan dalk vir hom baie meer beteken. Ek het net nou verwys na die verskil tussen die twee kandidate, so dit kan dalk belangrik wees, maar ek weet nie of dit deurslaggewend is in terme van dit wat ons nou sien nie. So daar's nog redelik baie onsekerheid. Ek dink die laaste punt miskien hierop vir my is dat hierdie gaan een van die verkiesings wees met die mees onvoorspelbare en kleinste meerderheid vir wie ook al gaan wen. Ek weet ons het gepraat van die populêre stem en die kieskollege stem. Ek dink die kwessie vir my hier is nie daai verdeeldheid nie, maar die feit dat die kandidate redelik naby aan mekaar lê en waarskynlik baie nader aan mekaar gaan eindig as enige verkiesing sedert die eerste verkiesing van president Bush in wat was dit 2002. So dit maak dit natuurlik ook 'n meer interessante en vir ons van buite af in elk geval 'n spanningsvolle gebeurtenis. Nou ja, goed, dan wil ek by die tweede laaste vraag kom en die laaste vraag sal natuurlik 'n ligte effense voorspellingkie wees en ek weet natuurlik dis nie hoekom julle hoofsaaklik hier is nie om voorspellings te maak sou sinneloos wees, maar ons doen dit vir die pret vir die kykers en vir myself. Die tweede laaste vraag wat ek voor dit vir julle wil vra. Jaco, ek wil weer by jou begin. Ek wil vir jou vra, is daar iets wat kan gebeur hierdie naweek wat die hele appelkar kan omgooi as ek dit so kan stel? Is daar 'n moontlikheid dat hierdie naweek alles kan verander? Ons het aan die begin bietjie daaraan geraak, maar moet ons hierdie naweek ons televisies dophou? Moet ons ingeskakel wees op die nuus of dink jy die lot is gewerk as ek dit so kan stel? Paul, ek dink daar's min dinge wat dit kan verander, enkele insidente. Dit sal regtig 'n baie groot insident moet wees, 'n terreuraanval, 'n gesondheidsinsident, die dood van een van die twee kandidate. Dit sal 'n insident van daai omvang moet wees om dit nog te verander. Onthou, ons is nou by Donderdag, en dis nou nog oggend in Amerika. Daar gaan vandag 'n klomp Amerikaners stem, 'n paar miljoen, môre gaan 'n paar miljoen stem. Ek vermoed teen wanneer die naweek môre middag aanbreek in Amerika, gaan daar waarskynlik 85 tot 90 miljoen Amerikaners reeds klaar gestem het. Dis uit 'n totaal van, kom ons sê 135 miljoen wat uiteindelik in totaal sal stem teen wanneer die stembusse Dinsdag aansluit. Dit beteken daar's eintlik redelik min oor. Baie van die mense wat nog moet stem en wat Dinsdag sal gaan stem, is getroue partylede. Dit is veral Republikeine. Ons kan verwag dat Dinsdag waarskynlik omtrent 60% van kiesers wat op stemdag gaan stem Republikeine sal wees. En dis getroue Republikeine. Die een ding wat sekerlik nog 'n invloed kan hê, en hier wil ek heeltemal met Roland saamstem. Die ene wat nog 'n invloed kan hê, is die vermoë van die partye om in die laaste paar dae mense by die stembus te kry. Dit is wat die uitslag gaan bepaal. Niemand gaan hierdie verkiesing ver wen nie. Ons moenie peilings glo wat sê dat Joe Biden gaan die verkiesing met 12% wen nie, maar ek hoor ook by vriende, ek hoor by persone in Amerika dat Donald Trump gaan almal verras met 'n weggol oorwinning. Dit gaan ook nie gebeur nie. Amerika is ongelooflik gepolariseer. Ek wil vir jou sê dat daar gaan die polarisasie gaan geweldig toeneem. Jy gaan sien dat Joe Biden in state wat tipies vir die demokratiese party stem, nog groter oorwinnings gaan kry. Groter oorwinnings gaan kry as wat enige demokraat dalk in die geskiedenis gehad het. En in konservatiewe deelstate gaan jy sien dat Donald Trump oorwinnings gaan behaal wat groter is as miskien enige Republikein in die verlede
Wat uiteindelik gaan gebeur is, hoe suksesvol is die partye om hulle geharde ondersteuners by die stembus te kry. Onthou, daar bly altyd baie mense tuis. Amerika het in vergelyking met ander westerse lande eintlik 'n redelike lae stempersentasie. Die meeste Europese lande, Wes-Europese lande het 'n stempersentasie van bo 80%. Land soos Australië het 'n stempersentasie van bo 90%. Nieu-Seeland het ons onlangs gesien was daar verkiesing baie hoë stempersentasie. In die VSA oor die afgelope 25 jaar het die stempersentasie gewissel tussen 'n laagtepunt van 49% in 1996 tot 58% in 2016. Met ander woorde, dit wissel ernstig daar. Dit beteken dat meer as 40% van mense wat kan gaan stem nie. Die vraag is, wie gaan stem? Een vergelyking, om net een vergelyking van 2016 te gee. In 2016 was blanke Amerikaners, as ons demografiese vergelyking wil maak, blanke Amerikaners 60% van die bevolking, maar 74% van die kiesers. En so kan jy verskillende vergelykings gaan tref. Onder Barack Obama, in sy die stempersentasie onder swart Amerikaners weer baie hoog, hoër as wat die swart bevolking as persentasie in Amerika is. Dit gaan oor die kandidaate en hulle veldtogte se vermoë om mense by die stembus te kry. Dit is die bepalende ding. Dis wat hierdie naweek moet gebeur. En daar het die Republikeinse party wel bietjie van 'n voorsprong, né? President Trump wat oor die volgende paar dae enorme byeenkomste gaan hou. Hy gaan afsluit hier by die naweek of maandag met tot 5 byeenkomste op een dag. Dit is hoe Harry Truman in 1948 gewen het, né, Paul. Hy het in 48 gewen toe hy ver agter was in die peilings en alles, deur in die laaste maand 22.000 myl met 'n trein af te lê en tot 15 toesprake op 'n dag te hou. Sure. Roland, gaan vir jou 2 minute gee om vinnig vir my te sê, dink jy hierdie laaste 4 of 5 dae kan deurslaggewend wees? Waarvoor dink jy moet ons kyk? En vir die kyker en die Marula Media leser daar by die huis, waarvoor moet ons ons oë ophou? Goed, ek gaan kort wees. Dis 2020. Ek gaan nie vir my sê, daar gaan nie iets snaaks gebeur tussen nou en die 4de November nie. Lyk vir my, hierdie jaar is enigiets wat mens nie verwag nie moontlik. So, maar dit gaan iets dramaties moet wees. Soos een van die kandidate wat daar COVID kry, baie siek word, baie vinnig, of mense baie na aan hulle, terreur, so tipe insident, dit gaan iets groot moet wees. Ek dink die belangrike punt nou is die stempersentasie. Hoeveel mense gaan uiteindelik deelneem en hoeveel mense gaan in die laaste dae deelneem? Ons sien dat die Republikeine baie meer suksesvol was met nuwe registrasie van kiesers. En ek dink dis miskien die een belangrike punt, dat dit lyk asof daar meer mense belangstel en dink hulle het 'n gevestigde belang, hulle moet deelneem aan hierdie verkiesing. En dit gaan uiteindelik die uitslag van hierdie verkiesing bepaal, meer dink ek as baie van die ander tradisionele merkers, wat vir ons inligting gee oor wat in 'n verkiesing gebeur. Nou ja, dan gaan ek laat julle afsluit met daardie laaste, kan ek amper sê, stoute vraagie van my kant af. Jaco, kom ons begin by jou. As al die stof gaan lê, wie gaan president van die FSA wees vir die komende termyn? En as jy vir my wil sê hoe ver hy gaan wen met die colleges stelsel, dan kan ons dit ook doen. Paul, ek dink in kort net, ek dink 'n mens moet die peilings begin ignoreer. In die laaste paar dae voor die stemdag raak die peilings in 'n groot mate irrelevant. So ignoreer peilings, kyk na die kwalitatiewe aspekte. Dis wat ek probeer doen. Ek probeer praat met 'n klomp mense in Amerika en ek probeer die kwalitatiewe verstaan. Hoeveel vrywilligers werk, hoe goed is die databasisse, wat gebeur op grondvlak? Daar's 8 of 9 deelstate wat die uitslag van die verkiesing gaan bepaal. Ek dink Joe Biden gaan die meeste stemme kry. Hy gaan die meerderheid stemme op nasionale vlak kry, soos wat Hillary Clinton in 2016 gekry het. Maar ek dink president Trump gaan met 'n kort kop die kieskollege wen. Nie so ver soos in 2016 nie. Ek dink hy gaan weer Arizona wen, Georgia, Florida, Ohio. Hy gaan net nalskraap Pennsylvania wen, maar hy gaan waarskynlik Michigan en Wisconsin verloor, maar dis genoeg vir hom om nog die verkiesing te wen. So dit gaan op die kieskollege 'n baie kleiner oorwinning wees, nalskraap se oorwinning. Biden gaan met 3 miljoen of dalk selfs 4 miljoen stemme die nasionale stem wen en Amerika gaan meer verdeeld wees as in die verlede. Baie groot uitdaging vir die land in die toekoms. Roland, selfde vraag vir jou. Ja, ek dink die sittende president het definitief 'n baie belangrike voordeel en ten spyte van al die kontroversie rondom hom, het president Trump ook daai voordeel en sy manier van politiek bedryf maak waarskynlik dat hy dit beter benut as wat ek dink baie ander presidente in die verlede dit kon gedoen het.
En dit is 'n kwessie of 'n voordeel wat 'n mens nie kan wegpraat nie. Maar ek dink die verdeeldheid en die ontnigtering van baie mense op vlakke gaan waarskynlik maak dat president Biden baie goed doen. Ek stem saam met Jaco, waarskynlik redelik gemaklik die populêre stem wen. Of hy dit gaan deurraak in die kieskollege, dit sal ons moet sien. Vir my is president Trump die man met die voordeel. Met ander woorde, hy moet gewen word. En ek dink dit is die belangrike punt. Dankie. Ja, dit laat mense, dis 'n goeie noot om op af te sluit. Hulle sê die bekende Australiese cricketspeler het gesê, die bekende Australiese cricketspeler Donald Bradman het gesê, jy golf altyd eerste en as jy onseker is, dan dink jy bietjie daaroor en dan golf jy. Dit gee vir mense ook hierdie gedagte, president Trump het gegolf en hy het iets op die tellbord en president Biden, indien hy president Biden sou word, dat president Biden moet opvang. Nou goed, ek sê baie dankie aan ons paneel, Jaco Kleinhans, hoof van internasionale skakeling by die Solidariteit Beweging en Roland Henwood, lektor in politieke wetenskap by die Universiteit van Pretoria. Baie dankie julle. Ek dink ek kan saam met die Marula Media kykers en lesers sê dit was ongelooflik insiggewend om met julle te gesels. Vir jou by die huis, hou aan om Marula Media te lees, kry die toepassing op jou foon en volg ons op alle sosiale media blaaie.